Die ware prediking bereik die hart van die sondaarmens, maar nie almal nie. Nie almal nie, net die wie diep in die hart getref is. Onse Hemelse Vader en genadige God, dit is net deur ons Here Jesus Christus dat ons ook vandag hier by mekaar is. Die werking van sy Heilige Gees in ons midde en ons loop oor in dankbaarheid. Dankbaarheid vir u seëning wat oor geslagte heen kom, maar ook in besonder in ons eie geleedere geopenbaar word. Ons dankie vir hierdie uur wat ons rondom die woord van ons Here kan vergader en mag ons ryklik ook daardeur geseën word. Daar is nie een geleentheid waar u woord te vergeefs uitgaan nie een geleentheid waar ons dit te vergeefs hoor en lees nie. En ons bid dat hierdie geleentheid dan ook deur u wonderlike genade vir ons vrug sal bring in ons lewens. Dat ons daardeur gevoed sal word, daardeur gesterk sal word. Ons vra dit nie omdat ons spesiaal is nie, maar omdat ons Here Jesus Christus in sy uitverkiesende genade vir ons hierdie geleentheid gegee het. En ons dankie ook in sy naam. Amen. Ons het gekom tot by Handelinge 2, die 37ste vers. Ons is nou aan die einde van die eerste preek wat daar in hierdie nuut gestigte, kan mens sê, kerk in Jerusalem gehou is. Die skares wat daar by mekaar gekom het, almal verwonderd oor die tale wonder, maar nou praat die apostel Petrus, hy preek vir daai mense wat wel met aandag geluister het en wie die Gees nou al klaar besig is om te werk, verduidelik vir hulle die agtergrond van die profesie wat vervul is, wat gebeur het in hulle eie tyd, wat hulle gesien het. Hy verklaar dit alles, veral uit die boek van die Psalms en dan ook uit die profesie van Joël. En dan lees ons nou in vers 37. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop
en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. So hier kry ons nou 'n blik in dit wat gebeur het na hierdie eerste preek. Nie alles wat op dieselfde dag gebeur het nie, maar wat in die dae daarna en in die tyd daarna gebeur het. Nou as 'n mens hierdie gedeelte lees, soos ek sê, dan kry jy nou 'n idee van hoe hierdie eerste gemeente gereageer het op die prediking, wat van hulle verwag is, wat hulle gedoen het, en ook wat die uitwerking was op die breë gemeenskap daar in Jerusalem. So, voor ons met hierdie gedeelte begin, want ons gaan nou heel wat lees in die boek Handelinge van hoe dinge gewerk het in die eerste gemeente, moet ons 'n paar dinge vir onsself sê, want wanneer gelowiges hierna kyk, is veral uit charismatiese kringe, is die siening, dit is die ideale gemeente, en ons moet terugkeer na hierdie stand van sake toe. So daar is die boek Handelinge word gesien dan as die ek wil sê as die bloudruk van hoe 'n gemeente behoort te funksioneer, en dan later dan is daar sekere dinge wat voortkom wat soos wonders en tekens, en so wat die charismate betref, en ek vir algemeen nou, maar oor die algemeen wat die charismate betref, is 'n kerk dood as daar nie wonders en tekens plaasvind nie. En daar moet daardie tipe van, want kyk, dit was die kenmerke van die eerste gemeente. En later is ons nou in die brief van die apostel Paulus aan die Korintiërs dan lees ons van die mense wat in tale gespreek het, maar dit was nie herkenbare tale nie, dit was ander soort van tale wat nie herkenbaar was nie, wat iemand moes uitlê. So, en dit was ook 'n teken van die heel vroeë kerk. Dinge wat eintlik nie meer in gereformeerde kringe vandag aangemoedig word, of selfs herken word as 'n ware kenteken van wat die kerk is nie. Maar hulle sien hierdie dinge raak, en dan sê hulle, maar dit is hoe dit behoort te wees. So as ons hierdie dinge lees, dan moet ons besef, daar is kontinuïteit, maar daar is ook diskontinuïteit. Daar is sekere dinge wat nog steeds dieselfde is, maar daar is ook sekere dinge wat nie meer dieselfde is nie. Ook die Nuwe Testament het 'n ontwikkeling in homself. Ons moet byvoorbeeld onthou, wat toe hierdie dinge gebeur het hierdie mense nog nie die Bybel gehad soos ons die Bybel vandag het nie. Die Bybel sou, die Nuwe Testament sou eintlik grootliks nog geskryf word. Lukas wat hierdie dinge, die inligting ingesamel het om hierdie dinge in Handelinge neer te skryf, dit was nog alles in die beginstadium. Daar was nog nie 'n Bybel gewees nie. As ons kom by die brief van die Hebreërs, dan sê die begin van die brief van die Hebreërs, nadat God op baie maniere en op verskillende tye tot die vaders gespreek het, deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur sy seun Jesus Christus. So God het gespreek in die Ou Testament se tyd, en hierdie mense se verwysingsraamwerk was nog die Ou Testament, maar intussen is dinge bygevoeg, is daar dinge, het God ook gespreek deur die Here Jesus Christus, deur die apostels, deur die Bybelskrywers van die Nuwe Testament, die evangeliste en so meer. So,
Die dinge was nog nie afgerond nie. En dit bring ons veral by die kwessie van wonders en tekens. Want toe die Here Jesus Christus op aarde opgetree het hy sy woorde onderstreep met wonders. So met ander woorde, die mense het begin luister na wat hy sê, want dit is bevestig deur wonderwerke. Hierdie persoon wat hy praat kom van God af. So daar was wonderwerke daar ter sprake. In die Ou Testament dieselfde ding, profete, Elia, Elisa, almal wonders wat gedoen is, maar alles die doel om die Here se woord te onderstreep. So ook dit gaan nou voort in hierdie nuwe gemeente. Ons lees hier dat baie wonders en tekens onder hulle plaasgevind het deur die apostels. Ons gaan nou nog vorentoe nog daarvan sien en daarvan teekom, maar ons knoop net vas in ons agterkop, dit is iets, na mate die Bybel nou geskryf word en voltooidheid bereik, gaan die wonders en die tekens al hoe minder word. Nou die charismatiese kerke het wonders en tekens 'n doel op sy eie gemaak. Dikwels sonder enige woordverkondiging. Of dalk net hier en daar 'n teks uit die Bybel uit. Maar dit gaan baie keer by hulle net oor wonders en tekens en genesings en die tipe van ding. En dit word 'n doel in sigself. Nee, die wonders en tekens was net daar om God se woord te bevestig, en dit het algaande al minder geword. Ek gaan nie nou op allerlei voorbeelde daarin gaan nie, maar ons kan op 'n stadium daaroor praat, hoe dit later in die Nuwe Testament sien ons, dat dit nie meer daar is nie. So, maar kom ons kyk. Die eerste ding, hulle is diep in die hart getref, ons het verlede keer ook daaroor gepraat, die ware prediking bereik die hart van die sondaarmens, maar nie almal nie. Nie almal nie, net die wie diep in die hart getref is. Ons het verder gelees dat jy geroep moet word om hierdie woord te kan hoor. Ons het verder gelees dat die wat gered is by die gemeente gevoeg. So, die prediking, jy kan jou hart uitpreek, maar as daai persoon nie deur daai einste Heilige Gees sy hart nie oopgemaak word nie, dan bereik dit niks. So, diep in die hart tref. En dan, wat moet ons doen? Dieselfde ding wat gebeur het, Johannes die Doper het kragtig gepreek aan die walle van die Jordaanrivier, net voor die Here Jesus Christus geopenbaar is, en hy het kragtig gepreek, en dan lees ons daar in Lukas 3, lees ons, en die volk toe hulle sy prediking hoor, toe sê hulle, wat moet ons doen? So onmiddellik, die prediking wat diep in die hart tref, lei tot, ek kan nie net bly soos ek is nie, ek moet iets doen. En nou interessant, wat die Petrus hier sê, bekeer julle. Maar nog meer dieselfde wat Johannes die Doper gesê het ook. Maar wat beteken bekeer julle? Nou, ons kry die idee van bekering, jy weet, en dis maar die normale omgangstaal en manier van praat, en ons oor bekering praat, dan dink ek, okay, ek moet nou ophou om oor die draad te loer, of ek moet ophou om jy weet, skelm te drink, of ek moet ophou om lelik te praat. Jy weet, daar's een of ander gedrag wat verander moet word, en dit behels vir die meeste mense bekering. Maar nee, dit is nie. Die Here Jesus Christus het ook op dieselfde wyse die woord bekeer gebruik. As jy bekeer, moet jy jouself wend tot die Here Jesus Christus as jou enigste redder en verlosser. Dis bekering. Dis die grondslag van bekering. Daaruit kan volg dat jy dan sekere goed gaan ophou doen, en weet, soos ons ook met die prediking van Saggeus gehoor het. Nee, Saggeus het eerstens
het hy die Here Jesus Christus as sy redder raak gesien, en toe kom die dinge wat hy gedoen het, om sy lewe te verander, om 'n ander manier van optree te toon. So die eerste ding, bekeer julle. En as jy bekeer het, en as jy jouself tot die Here Jesus Christus gewend het, en hom in geloof aangeneem het, sy weldade omhels het, soos ons lees in die nagmaalformulier, sy weldade omhels het, dan moet jy ook gemerk wees. Laat julle self doop. Laat elkeen van julle gedoop word. So, dis dinge wat saamgaan, dis dinge wat universeel is. Dit was nog altyd met die Christelike kerk so, ook met gereformeerde kerke, dat as jy in jou volwasse lewe tot geloof kom, dan laat jy jouself doop. Ons gaan nie nou in 'n argumentie betrokke raak oor die kinderdoop nie trouwens, dit word hier net 'n bietjie verder, word dit wel genoem. Gedoop word in die naam van die Here Jesus Christus. So sy naam is die een aan wie jy nou gekoppel is, as jy gedoop word. Ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Jy word gedoop in die naam van die God aan wie jy nou behoort. So dit is, die naam funksioneer as daardie kenteken wat julle aan mekaar bind. Julle bely saam sy naam. Tot vergewing van sondes. So, ons ontvang nie net vergifnis van sonde, wat hulle in hierdie geval ontvang hulle nie net vergifnis van sonde wat hulle teen die Here Jesus Christus begaan het nie. Hulle kom nou binne die kader van 'n lewe waar sondevergifnis deel is van jou bestaan. Dus elke keer wat ons bid, die Onse Vader bid, dan bid ons vergewe ons sondes, en ons het die vertroue dat dit vergewe sal word. Ons kan voortgaan en opstaan van daardie gebed met die wete, maar ons sondes is vergewe. Ons kom binne die kader van sondevergifnis, 'n lewe van sondevergifnis. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, betekende dat hulle lewe voortaan deur die Heilige Gees geregeer sal word. Hulle loop die pad van heiligmaking. Die Gees van Christus is nou met hulle. En dan hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is. 'n Pragtige belofte, want hierdie verbond wat nou hier aangekondig is, wat die merkteken van die doop dra, dit word voortgesit in geslagte. Dis 'n belofte van God, wat nie net nou vir hierdie klompie mense geld nie, maar in die toekoms vir hulle kinders ook sal geld, en op grond hiervan en op baie ander tekste, gaan ons en ons doop ons kinders, en ons laat hulle doop met vrymoedigheid. Met vrymoedigheid. Die belofte kom hulle ook toe. En almal wat daar ver is, menende, dat daar ook nou mense gaan wees in die toekoms wat toegevoeg gaan word tot die gemeente, wat in ver lande is, ver plekke is. Ons lees in Jesaja 49 dat sy naam sal uitgedra word tot die eilande, die verste plekke. Die Here Jesus Christus is te groot van 'n koning dat hy net beperk kon wees tot die Joodse volk of tot die volk van Israel, soos dit in die Ou Testament was. Die wat die Here onse God na hom sal roep, so God roep uit die wêreld uit, en ons kom nou daarby volgende, roep uit die wêreld uit. God haal sy volk uit Egipte land uit, dis deel van God se eienskappe, hy roep mense, hy maak hulle bymekaar, dit geskied deur die gepredikte woord, dit geskied deur dit wat ons hier lees, wat hier gebeur, hy haal hulle uit. Daai een is myne, kom. Uitgeroep. En met baie ander woorde het hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. En dit is nou iets wat absoluut geldig is vir ons tot vandag toe.
Daar's 'n groot probleem met die gereformeerde gelowiges al vir baie dekades lank, dat hulle nie 'n idee het dat hulle funksioneer in 'n wêreld wat sonde besmet is nie. En hulle is baie keer gemaklik daarmee. Jy weet, en die dinge kom in die kerk in, en die kleredrag kom in die kerk in, en die gekuier en gedrinkery kom in die kerk in, en later kom die vloekwoordjies in, jy weet, hy dominee, jy weet, ekskuus tog, jy weet, ek het nou Afrikaans gepraat, jy weet, en daai tipe van ding, al die tekens wat die Here dwars deur die Bybel sê, daai dinge is nie vir julle nie. Laat daar geen vuil woord by julle uitkom nie. Moenie dronk word van drank nie, moenie besope, word vervul met die Heilige Gees. Moenie uitlokkend wees in jou kleredrag nie. Julle leef in 'n wêreld wat absoluut gevaarlik is. Julle leef in 'n wêreld waar mense te gronde gaan vanweë die begeerlikhede van die vlees. Oppas daarvoor. Nee. Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Apostel Paulus skryf jare later, koop die tyd uit, en die wêreld is boos. So, dit is iets wat in die gereformeerde kerke, dit het nou so ver gegaan dat sodomie en baie ander goed is ook maar reg, en saambleiery is ook maar reg, en die tipe van ding. Maar hierdie eienskap het nie verander nie. Dit is nie iets wat ons sê, weet, dis hoe hulle was nie, ons hoef nie so te wees nie, nee. Nou nog iets wat gebeur, vers 41, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het. En daai woord blydskap kry ons dan ook in vers 46, hulle het met blydskap hulle voedsel en dit met eenvoudigheid van hart geneem. So blydskap is 'n kenmerk van die gelowige wat diep in die hart getref is, wat nou deel geword het van hierdie geredde gemeenskap, en dit maak hom of haar bly. Sê apostel Paulus skryf van die Filippense, hoeveel keer, verbly julle, wees bly. Julle is mense wat in 'n baie besonderse begenadigde posisie is, wees bly. Wat is al hierdie, ek mag nie kla nie, jy weet, ek mag nie kla nie. Ek wil eintlik kla, maar ek mag nie kla nie. Wat se boodskap straal dit uit? Dis blydskap wat jy het, as jy weet dat jou toekoms, die belofte wat daar gemaak is in jou toekoms, is verseker, jy is binne die kader van sondevergifnis. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Later in die boek Handelinge lees ons van 5000 manne, so daar was natuurlik nog baie meer vroue en kinders. En nou, wat doen hierdie, behalwe nou dat hulle gedoop is, dat hulle hierdie goed aangeneem is, hulle volhard in die leer van die apostels. Hulle verhaal, daar is 'n leer, daar is 'n dogma, daar is leerstellings, daar is katekismes, daar is katekisasie, daar is onderrigting wat plaasvind. En 'n kenmerk van die kerk van alle eeue is dat daar volhard word daarin. Ons Dordtse vaders het gesê, Sondagoggend die normale predikasie en dan in die namiddagse predikasie werk deur die katekismes, volhard in die leer. Doen dit, as jy deur hom is, begin weer voor en volhard daarin. So, daai eienskap, steeds die kerk, wat aan die Here Jesus Christus behoort en wat gesond wil bly, doen hierdie dinge. En die gemeenskap, hulle het volhard in die gemeenskap, met ander woorde, hulle gee vir mekaar om, hulle besoek mekaar, hulle is lief vir mekaar, en in die breking van die brood, en in die gebede. Nou, in die breking van die brood, die gedagte wat by ons opkom, het is nagmaal, en ek is seker hier word na die nagmaal verwys, alhoewel die breking van die brood ook kan dui op onderlinge liefdesmaaltye. En vrees het op elkeen gekom. Vrees
ander Afrikaanse woord daarvoor is ontzag. Die eredienste is met ontzag gehou. Het was nie 'n lekker loslid besigheid nie. Jy weet, kom soos jy is, slof maar daarin nie. Jy weet, daai tipe van ding. Dit is met vrees, met ontzag. Nie 'n vrees van iemand wat geslaan gaan word nie, 'n vrees van iemand wat net ontzag het vir die heiligheid van God. Nou ja, daar's baie ander tekste wat ek ook kan aanhaal, baie die Ou Testament, dat 'n mens 'n gesonde situasie vir enige gelowige is om God te vrees, om ontzag vir hom te hê. Hy's nie ons pappie in die hemel nie, hy's nie liewe Jesus nie, of wat ek nou gelees het nou die dag ergens op die media, as dit met my sleg gaan, dan klim ek op die Here se skoot. Jy weet, daai tipe van, moenie op daai, moenie in daai rigting beweeg nie, dan vervlak jy die heiligheid van God, die totaal andersheid van hom. En baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind, ek het daaroor gepraat, en almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle eiendomme en besittings verkoop, die opbrengs onder almal gedeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. Nou hier, en ook in Handelinge 4, is daar nou 'n aanduiding dat hierdie mense nou in vandagse terme half sosialisties gelewe het. Selfs die Marxiste is lief om na hierdie teks toe te gaan en sê, ja, maar dit is hoe ons moet lewe. Nou die verskil is, die Marxist sê, alles wat joune is myne. Wat hier gesê word, uit liefde uit, alles wat myne is joune. En daar's 'n verskil. Daar's 'n verskil in benadering. Die een ontstaan uit 'n gevoel van broederskap, uit 'n gevoel van liefde. Die Marxiste en die kommuniste dwing hierdie stelsel op mense af. En ons kan hieroor redeneer. Myns insiens is dit ook weer eens iets wat 'n teken was van die eerste gemeente, 'n teken was van hulle mededeelsaamheid, maar nie in die letter vir ons 'n opdrag om vandag deur te voer nie. Nee, apostel Paulus skryf aan die Tessalonisense en hy sê, hy wat nie werk nie, hy moet nie eet nie. En diegene van julle wat rond lê en wag vir die wederkoms van dis wat hulle gedoen het, julle is onordelik, jy weet, gaan, sorg vir jou eie gesin, skryf Paulus vir die diakens, en jy weet, moenie dat jy 'n las word vir die diakonie nie. As jy familie het, sorg jy vir jou familie, moenie daai mense die las maak vir nie. Al sulke tipe dinge, aanduidings later in die skrif, dat hierdie nie 'n patroon is wat ons moet volg. Daar is in die vroeë kerk, selfs moontlik vandag nog, ek is nie bewus daarvan nie, want is van hierdie soort van ding dat die charismate so bietjie terughou, want hulle hou van geld. Dag vir dag volhard, eendragtig volhard, eensgesind, eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek. So die tempel was nog steeds 'n baie belangrike ding. Na mate ons deur die genade van die Here, deur die boek Handelinge gaan ons sien dat die tempel al hoe minder van belang raak. Maar op hierdie stadium is die tempel nog van groot belang. Hulle dikwels daar by mekaar gekom, groot plek, baie ruimte, plek wat hulle gewoond was om op te tree, maar hulle het ook begin om hulle byeenkomste in huise te hou, in privaat huise, soos ons daar in die begin gelees het, dat hulle in die huis van Maria by mekaar gekom het, net voor die Heilige Gees uitgestort is. Hulle voedsel met blydskap, eenvoudigheid van hart geniet, hulle deur God geprys, en die mense daarvan kennis geneem. En daar is steeds meer en meer bygevoeg. En daar het ek
nou my laaste Jy het nog 'n minuut. teken ontvang.